Ons lewe in hierdie wêreld is net tydelik. Ons sal God ontmoet op die tyd van ons dood, Hebreërs 9:27. Die slegte nuus is: die mensdom is in 'n gefalle toestand. Die eerste man en vrou wat deur God geskep is, het in die tuin van Eden gewoon. Hulle is na die beeld van God gemaak, met selfbewustheid, intelligensie en heiligheid, Genesis 1:26. Hulle het 'n goeie verhouding met God gehad, totdat hulle sy bevel oortree het om nie van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie. As gevolg van hul ongehoorsaamheid het 'n vloek oor die wêreld gekom en die sonde het die mensdom binnegekom, Genesis 3. Elke persoon wat daarna gebore is, het sonde en 'n gebroke natuur geërf, Romeine 5:12. God se woord verklaar dat almal gesondig het en die heerlikheid van God ontbreek, Romeine 3:23, en die loon van die sonde is die dood, Romeine 6:23, die tweede dood in die poel van vuur, Openbaring 20:14-15. Ons siel is onsterflik en weens ons sondige natuur en ons onvermoë om onsself te verlos, staan ons voor ewige straf in die hel. Ons het 'n verlosser nodig om aan God se eis van geregtigheid en heiligheid te voldoen, Hebreërs 10:1-5. Die goeie nuus is: daar is net een naam en een weg onder die hemel gegee vir verlossing, vergifnis en versoening met God. God het net een naam gegee waardeur mense verlossing kan ontvang, Handelinge 4:12. By die naam van Jesus sal elke knie buig en elke tong bely dat hy die Here is, Filippense 2:10-11. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die beloofde verlosser van die mensdom, die eniggebore seun van God, ewig en skepper van alle dinge. Die seun van God is geopenbaar as die seun van die mens, inkarnasie, om aan die kruis te sterf, dood en weer op te staan, opstanding. Sy liggaam wat geoffer is en sy vlekkeloos bloed wat aan die kruis vergiet is, het die eenmalige offer geword vir verlossing, vergifnis en versoening met God. Ons word gered deur God se genade deur geloof in die Here Jesus Christus en sy evangelie. Keer weg van valse oortuigings of sondige lewenswyses. Glo in God deur sy eniggebore seun, Jesus Christus, as jou Here en Verlosser te ontvang. Vertrou volkome op die genade van sy evangelie, die verlossingswerk van God deur sy seun, inkarnasie, dood aan die kruis en opstanding. Bid opreg. Ons Vader God in die hemel, ek aanvaar u eniggebore seun, Jesus Christus, as my Here en Verlosser. Here Jesus, ek vertrou op u evangelie van verlossing. Heers in my lewe en verander my deur die krag van die Heilige Gees. Here, dankie vir u belofte van ewige lewe en oorvloed. In Jesus se naam. Amen. Ware geloof gee volle versekering van verlossing. God het ewige lewe beloof deur geloof in Jesus, 1 Johannes 5:9-10, en ons sal nie die oordeel van die tweede dood ondervind nie, want ons het oorgegaan van die dood na die lewe, Johannes 5:23-24. Al kan ons fisiese liggaam sterf, sal God dit weer opwek. Wie glo, sal nooit vir ewig sterf nie. Johannes 11:25-26. God hou die toekoms vas. Niemand kan ons uit sy magtige hand ruk nie. Johannes 10:27-29. Niks kan ons skei van die liefde van God in Christus Jesus nie. Romeine 8:35-39. Die Gees van God woon en bly in ons totdat ons Here Jesus Christus terugkeer. Efesiërs 1:13-14. God se begeerte vir jou as sy kind en Christen. Word gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees deur onderdompeling in water. Matteus 28:19. Groei in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Bly in hom en in sy woorde as bewys van jou geloof en liefde vir God. Johannes 15:5-7-10. Bid Matteus 6:6-7, leer uit die Bybel, Matteus 11:28-30, Johannes 17:17 en hou gemeenskap met ander Christene wat God aanbid in gees en waarheid, Johannes 4:23-24.